Ons lees vanaand saam uit 1 Samuel. Ons oorhoofse tema vir die week is wag op die Vader se belofte. Dit is dan ook ons skrifgedeelte van môre aand, waar ons subtema dan wag in gehoorsaamheid is. Vanaand se tema is wag in gebed, en ons lees dan hier die gebed van Hanna in hoofstuk 1. Ons gaan daar by vers 9 begin, en dan gaan ek sommer so vers 20 ook by lees. Hemelse Vader, dankie dat ons kan stil raak, en dankie vir wag. Here, dit is nie meer 'n natuurlike ding vir ons om te doen, om te wag nie, maar dankie dat U geleenthede in ons dag skep, om te kan wag. Vader, wees dan so met ons in hierdie wagtyd. Vanaand gaan ons dan ook hoor, dat wagtyd bidtyd is. En mag ons volhard in gebed, soos die disippels volhard het in gebed terwyl hulle gewag het. Ja, Here, Hanna het ook gewag, en in haar wagtyd het sy tot U gebid. Mag ons dan biddend wees in ons wagtyd. Seën ons tyd saam, Here, en dankie vir U teenwoordigheid. Amen. Op 'n keer, na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het sy onbedaarlik gehuil. Sy het in gelofte afgelê en gesê: Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my, U dienares wou dink en my nie vergeet nie, en aan my seuns in 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, met haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar: Hoe lank wil jy dronk bly? Loop, word eers nigter. Maar Hanna het geantwoord: Nee, meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli: Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê: Mag dit vir my wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna. En die Here het aan haar gedink, en by die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep: Sy naam is Samuel, van die Here het ek hom afgesmeek. Ons lees dan net tot sover, en dan kyk ons en ons hoor vanaand, maar wie is hierdie Hanna vrou, by wie ons gaan stil raak? Hanna is een van Elkana se vrouens, die ander ene was Penina gewees. In vers 6 praat hulle dan van die ander vrou, en hier die ander vrou is Penina. Hanna was kinderloos gewees, en sy beskryf haarself as die vrou wat diep te neergedruk is, wat haar hart voor die Here kom uitstort het. En sy sê ook vir Eli: Moenie dink dat ek 'n slegte vrou is nie. Hanna was hartseer en het onbedaarlik gehuil. So dit is haar gemoedstoestand, is hierdie vrou wat as 'n kinderlose vrou na die tempel toe gaan om te bid.
Maar ons kan nie net fokus op haar kinderloosheid nie. Die dinge wat haar hartseer maak is wat die mense vir haar sê en hoe sy gespot word en verneder word. En saam met hierdie gemoed kom sy dan na die tempel toe. En as die vraag vanaand is, hoe word ek stil met 'n stikkende hart? Hoe kan ek die Here aanroep in my slaaploosheid deur die nag? En dan wys Hanna vir ons, jy hoef nie jou emosies weg te steek nie. Onbedaarlik het sy gehuil. Hier staan vir ons geskrywe in vers 10, sy was bitterlik hartseer, en terwyl sy tot die Here gebid het sy onbedaarlik gehuil. Haar gebed was een van trane gewees, haar gebed was een van snikke gewees, as gevolg van die kinderloosheid, maar ook dit wat die ander mense aan haar doen, die bespotting en die vernedering. En dit is met hierdie vrou wat ons dan vanaand te doen het. En as die vraag ook, hoe wys ek dat ek tot die Here nader? En Hanna wys in haar emosie dat sy eerlik tot die Here nader. Later sê sy, maar ek het my hart voor die Here uitgestort, Eli. En dit is soos 'n emmer wat ek dan neem en ek gooi dit net uit. Daar's nie volgorde van wat eerste uitkom en wat tweede uitkom nie. Dit wat in my hart is, Here, kom stort ek voor U uit. En ons psalmdigters wat hier dieselfde beeld gebruik van ek kom stort my hart voor die Here uit. En ek dink wanneer ons dit hoor, dan kom ons agter hoe desperaat sy was, in watter gemoedstoestand sy was. Want so 'n bietjie verder sê sy, ek het lank tot die Here gebid. So dis 'n lang gebed. En ek het baie op my hart vir die Here om te sê, rondom die bespotting, rondom die vernedering, rondom die kinderloosheid. En dan bevestig sy dit eintlik in vers 16. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed wat ek lank bly praat. So daar's baie smart en leed in haar hart gewees waaroor sy gepraat het. Ons gaan so versie vir versie, so 2 versies op 'n slag op deurgaan met mekaar, net om seker te maak dat ons wel die begrip en die hart van 'n Hanna hoor en mee kan assosieer. En dan is daar ook soos gisteraand 'n hartseer gedeelte hier van vers 14 se kant af, maar ons sal nou daarby kom. As ons kyk na vers 10, soos ek gesê het, sy was bitter hartseer. Nie net hartseer nie, daar's 'n bitter hartseer. Dan het sy nie net gehuil nie, dit was 'n onbedaarlike huil gewees. Daai wat daar's geen salf aan te smeer, jy kan nie eers troos nie. En ons weet wanneer 'n kind onbedaarlik huil, dan is dit die snikke en die ruk en die snot loop en die trane loop en die skouertjies ruk. Dit is nie iemand wat jy onder beheer kan bring nie. En is met hierdie gesindheid wat Hanna dan na die Here toe gekom het. En dit beskryf vir ons haar menslike pyn wat sy deurgegaan het. Hierdie erge pyn van vernedering, van bespotting, van minderwaardigheid. Ek is nie waardig om 'n vrou te wees nie, veral in daardie kultuur. En dan kom die Here en hy sê, maar ek sien jou huil. Ek weet van jou pyn. Ek weet wat Penina aan jou gedoen het. Ek weet van daardie vrou wat die hartseer, wat die vernedering in jou lewe bring. En die vraag is ek dalk vanaand buite die Hanna beeld wat ons gebruik, is daar ook hierdie Penina wat ander mense seermaak, wat ander mense bespot en verneder. As ons kyk hier na hierdie gedeelte waar daar sê, dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos gelaat het, vers 6. Is ek dalk die persoon wat pyn en lyding veroorsaak aan ander mense, dat ander mense bitterlik hartseer is, onbeheers en onbedaarlik huil? Want dit is wat met hierdie Hanna gebeur het,
wat met 'n mens gebeur het as gevolg van die ander se optrede. Josef se broers was jaloers op hom gewees. Hulle het hom verwerp, hy is weggevoer. Penina het Hanna sleg behandel, haar verneder, haar bespot, haar minderwaardig laat voel, en sy is tempel toe en sê, maar ek gaan nou bid teenoor die Here. Dit het hartseer veroorsaak, hierdie bitterlike emosie. En dan lees ons verder, Hanna bid, Here Almagtige in hierdie 83 vertaling, in die 2020 vertaling bid sy, Here, Heerser oor alle magte. Oor alles wat my hartseer maak, Here, U is die Almagtige, U heers oor my en U heers oor alle magte. En dit is soos sy haar gebed begin het, om God te erken as die Almagtige. Dan gaan sy verder, en dit maak my opgewonde, en ek wil ons terugvat na gisteraand toe. Ek wonder of julle dit gaan onthou. Sy bid, Here Almagtige, as U tog my ellende, as U tog op my ellende wou let, en aan my U dienares wou dink en my nie vergeet nie. Waar het ons dit gehoor gisteraand? Josef het vir die skinker gevra, teen alles wat hy gedoen het, alles wat hy beleef het, die onregverdige behandeling. Kom Josef en hy sê vir die skinker, moet my nie vergeet nie. In die tye wat dit goed gaan, onthou my. En dan lees ons in vers 23 van hoofstuk 40, dat die hoof van die skinkers Josef vergeet het en nie van hom onthou het nie. Maar ek wil sommer nou spring na vers 20 toe, waar ons afgesluit het. Ekskuus, vers 19. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. Wonderlik, ons as mens vergeet van mekaar. Hier kom Hanna in haar gebed, Here Almagtige, Here Heerser oor al die magte, dink aan my, moet my nie vergeet nie. En dan kom die Here en hy sien haar raak, en hy staan vir ons, en die Here het aan haar gedink. Is dit nie mooi dat elkeen van ons ook daai troos, die bemoediging kan ontvang? Here, in my huilende toestand, in my smart, dink die Here aan my. Ek dink dit is absoluut iets wonderlik om te beleef. En dan in jou nagtelike snikke, in jou huiloomblikke, hoor God in duidelike gebed. Ons anders sien trane, ons sien die snikke, maar God hoor 'n gebed, want God sien deur daardie snikke en trane, en hy weet presies wat Hanna se emosie en wil en begeerte is. As ons kyk na vers 12 tot vers 14, vers 12 sê, sy het lank tot die Here gebid. 'n Lang gebed, opregte gebed. Want Here, dis belangrike dinge wat ek na U toe bring. Dis nie sommer iets ligtelik nie. Dis 'n ernstige saak, hierdie vernedering, hierdie minderwaardigheid, die bespotting, hoe ek voel, wat ek beleef, Here, ek neem dit ernstig op. Ek kom stort alles voor U uit. Dis 'n lang gebed. En dan kom die hartseer gedeelte in. Nee, Eli veroorsaak eintlik die hartseer. Hier in die 83 vertaling vers 13 staan daar, Hanna het in haar gedagte gepraat. Die 2020 vertaling praat van Hanna het in haar hart gepraat. En ek hou meer van die hartstorie dat sy uit haar hart uit gepraat het met die Here, nie hart nie, net die lippe het beweeg. En Eli het lank na haar gekyk, want sy het lank gebid. En wat doen Eli? Wat 'n kommentaar gee Eli vir haar? Dronk. Wat gaan nou met jou? Gaan word nigter, en dan kom jy terug. En ek wonder of ons mans baie keer 'n vrou se trauma, se nood en hartseer verstaan. Die priester Eli, wat in die tempel langs die deurkusyn sit en vir Hanna dophou, verstaan nie haar nood nie. Hy kyk verby die snikke, hy sien 'n dronk vrou raak, hoe hy by die prentjie uitgekom het, weet ek nie, maar hy kan nie assosieer met hierdie vrou se nood en trauma en beproewing wat sy deurgaan nie. En dis eintlik vir my hartseer dat ons
in hierdie geval 'n man, dit kan vrou op vrou, man op man wees, dat ons baie keer mekaar se nood, se trauma, se hartseer, se snikke misverstaan. Want Eli sê vir haar hierso, Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy dink dit nie net, hy sê vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? En dan kom Eli sy fout agter wanneer Hanna dan eintlik haarself aan hom openbaar. En sy sê, meneer, ek is diepte neergedruk. Wat 'n mooi antwoord op iemand wat nie verstaan nie. Ek is diepte neergedruk. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart voor die Here uitgestort. Sien my te neergedruktheid raak. Sien die uitstort van my hart raak. En dit is so mooi wat sy dan Eli op hierdie manier antwoord, en hy kom toe sy fout agter, en hy sê, wees gerus, mag jy dit wat jy van God afgesmeek het, mag hy dit vir jou gee. Soos gisteraand is daar dan vanaand ook 'n hartseer gedeelte van ons verstaan nie altyd mekaar nie. Waarom moet ons begrip toon? Ons moet uitreik na mekaar toe. Vers 18 en 19 is die opgewonde gedeelte. Nadat sy gebid het en Eli het haar weggestuur en sy het vir Eli gesê, mag dit so wees, ek vat hierdie seëning, het sy geloop en gaan eet en sy het nie bedruk gelyk nie. Die ander vertaling praat van, sy het nie ongelukkig gelyk nie, sy het nie droewig gelyk nie. Na die gebed het sy begin eet. As ons mismoedig voel, as ek hartseer voel, as ek snik van die hartseer en emosie oorweldig my, het ek 'n eetlus? Is ek lus vir eet? Ek het lus vir eet. En selfs al eet ek proe die kos na niks nie. En hier kom Hanna, na haar lang gebed, nadat sy gesnik het in die gebed, nadat sy gesê het ek is te neergedruk, nadat sy haar hart voor die Here uitgestort het, het sy geloop, sy het geëet, en sy het nie meer hartseer, bedruk of droewig gelyk nie. Het haar toestand verander? Na gebed was sy swanger gewees? Nee. Was Penina weg gewees? Penina het nog steeds by die huisvrou gewag, met die woorde wat sy altyd sê. En na die gebed was Hanna nog steeds kinderloos, so God verander nie jou omstandighede onmiddellik nie, maar het Hanna se hart verander. Hy het haar hart verander sodat sy weer kon eet. Hy het haar hart verander dat sy nie hartseer, bedruk, bedroef meer gevoel het nie. En dit is vir my die mooi gedeelte in hierdie gedeelte, want daar's nog steeds 'n Penina wat vir jou wag as jy vanaand klaar gebid het in jou wagtyd. Daar's nou jou omstandighede sal waarskynlik nie onmiddellik verander nie. Maar in ons wagtyd kan ons nie toelaat en wil ons nie toelaat dat die Here ons hart verander nie. Ons wagtyd wat ons elke aand skep, is nie 'n wagtyd, net 'n wagtyd per se nie. Ons wagtyd is 'n tyd om te bid. Ons wagtyd is 'n bidtyd. En terwyl die disippels gewag het vir die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle volhard in gebed en hulle was eensgesind gewees. Terwyl Hanna gewag het op 'n antwoord, op 'n uitkoms, het sy lank gebid. Meneer, ek het baie gepraat oor wat? Oor my smaak en my lyding. Dis nie dankie liewe Jesus en wees met daai ene en gaan met hierdie ene nie. Dis 'n persoonlike lang gebed wat Hanna gebid het oor haar eie smart en haar eie leed en haar eie hartseer wat sy voor die Here kon uitstort het. Die boodskapvertaling vers 20, hier waar hulle sê by die wisseling van die jaar was Hanna swanger gewees. By die wisseling van die jaar vandat sy nou in die tempel was tot die wisseling van die jaar volgens die boodskapvertaling 3 maande gewees. Na 3 maande van hierdie snikke
en hartseer was Hanna swanger. Na 22 jaar het Josef weer sy broers en sy pa gesien. Die nagwag op die muur van Psalm 130 weet dat die son opkom, dat die nag nie permanent is nie. Hoe lank ons wagtyd is, hoe lank God gaan vat om ons te beantwoord, om met ons te praat, om ons te verlos, dit weet ons nie. Maar ons weet van 'n nag wat 'n son opkom, van Psalm 130 wat ons Sondag begin het. Ons weet van 'n Josef wat in lyding was vir 22 jaar, wat weer herenig word met sy vader en sy broers, 'n lang tyd. En nou kom ons 3 maande, 90 dae, en Hanna was swanger gewees. Tye verskil, omstandighede verskil. Maar Josef het gesê, Here, of vir die skinker, dink aan my. Die Here het in hoofstuk 39 vir Josef bevestig, die Here was by Josef gewees. Hier kom sy vir Hanna, dat hy haar raak sien in haar hartseer. Hy verhoor haar gebed na 3 maande. En dan gaan ons van hoofstuk 1, die gebed van Hanna, na hoofstuk 2, vers 1 en 2. Hoofstuk 2 se opskrif of die openingsreël is soos volg. En Hanna het gebid. Dis na hoofstuk 1 se gebed. Kom ons by hoofstuk 2 se gebed. Hoofstuk 1, sy was hartseer, onbedaarlik gehuil. Meneer Eli, priester Eli, ek is te neergedruk, ek kom stort my hart voor die Here uit. Ek het lank gepraat oor my smart en my leed. Hoofstuk 1 se gebed. Kom ons lees net die eerste 2 verse van hoofstuk 2 wat daar staan. En Hanna het gebid. Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Is dit dieselfde vrou wat in hoofstuk 1 gebid het? Kan ons dit, ek wil amper dit waag om te sê, kan ons dit glo? Van onbedaarde huil en uitstort en alles wat ons deurgegaan het in hoofstuk 1 met die vernedering en die verwerping en die bespotting en die minderwaardigheid, kom sy en sy sê, maar die Here het ingegryp, die Here het my gebed verhoor en ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat die Here my gegee het. Uitkoms kinderloos, uitkoms vernedering, uitkoms minderwaardigheidskompleks, uitkoms van bespotting. En ek wil hê ons moet dit ook in gedagte hou, dat ons nie net sal vas staar teen die kinderloosheid nie, maar dat ons Hanna as 'n geheel prentjie sal sien, en dat ons tog vanaand ook sensitief sal wees vir dit wat Eli aan Hanna gesê het. Maar jy's dronk, gaan word nugter. Daar's 'n moontlikheid dat ons mekaar misverstaan binne die nood. En hier is Eli die priester, en in my getikte notas het ek eintlik geskryf die dominee. Die dominee loop die gevaar dat hy die gemeente of 'n individu se nood misverstaan, misinterpreteer. En daarom moet ons luister vir mekaar. Daarom is dit nodig om te wag en te vra op die uitkoms van die Here. Wanneer ons vanaand opstaan van die tafel af om 'n koppie koffie of tee te gaan drink of sommer net te kuier of huis toe te gaan, kan ek jou vra om op te staan soos 'n Hanna met die wete, Here, my omstandighede het nie verander nie, maar my hart het verander. U het my hart aangeraak deur die werking van die Heilige Gees. Here, ek kan weer lag. Here, ek bring aan U al die lof en eer. Here, U is die rots waarop ek my lewe bou. Mag ek my omstandighede anders te sien. Mag ek opstaan met 'n eetlus. Mag ek opstaan met die wete dat die Here met my is en dat ek nie meer bedruk hoef te lyk, hartseer of bedroef hoef te lyk nie,
Want ek het tot die Here gebid, ek het my hart uitgestort. Ek speel ons temalied, daarna gaan ek weer geleentheid gee om te wag vir 5 minute, en dan sal ons weer geleentheid gee vir hardop gebed. Jy kan voortgaan met stil gebed, jy kan 'n getuienis lewer, jy kan sommer net sê hoe die Here jou hart verander het. Dit wat die Heilige Gees op jou hart lê, kom deel dit sommer met ons, dat ons mekaar kan aansteek, soos ons die kersies aangesteek het, dat ons mekaar 'n eetlus gee deur die werking van die Heilige Gees, dat ons vir mekaar die hartseer en die droefheid kan wegvat, want ons het gebid en die Here werk deur elkeen van ons. Onthou wat Josef gesê het gisteraand in hoofstuk 40 vers 7, in sy pyn en lyding het hy gegaan na die 2 amptenare en vir hulle gevra, hoekom lyk julle so bedruk? Hier lees ons vanaand die woord bedruk kom weer voor. Hanna het nie so bedruk gelyk na die gebed nie. En maak die Heilige Gees op hierdie lyne begin trek, hierdie gedagtes van die wag op die muur, Josef se verhaal en ook dan Hanna se verhaal vanaand. Kom ons luister na ons temalied. Hier is wachters op die woorden.